Goeiemôre aan almal en baie welkom by vanoggend se erediens hier by ons as gemeente NG Kempton Park Oos. Soos julle weet, is altyd 'n voorreg dat ons, al is dit net vir 'n uurtjie of bietjie minder elke week, saam as gemeente bymekaar kan kom deur middel van die internet en ook net bietjie besin oor die Here se woord, sy verwagtinge en sy liefde vir elkeen van ons. Geliefde seën vir elkeen van julle. Maar dan wil ek ook net vinnig oordra, geliefdes, ons hoop dit gaan goed met elkeen van julle. Ons weet dit is nou hierdie tyd van die jaar wat baie mense maar na verwys as die silly season. En hoe meer en meer gemeentelede ek mee praat, hoe meer mense sê vir my hulle sukkel om kop bo water te bly. So hier van ons kant af, weet net ons dra elkeen van julle op aan die Here en 'n versoek ook aan elkeen van julle geliefdes. Kyk mooi na julleself, wees maar versigtig, spandeer maar soveel as moontlik tyd wat julle kan met vriende en familie om net bietjie te rus. En is nie meer te lank nie, dan is dit wel die einde van die jaar en die begin van 'n nuwe hoofstuk. Maar geliefdes, met dit kom ons begin vanoggend se erediens en ek lees vir ons 'n wotum. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afsonderlik is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid gewys. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun en deur die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, dankie dat ons deur middel van die internet kan inskakel, samesyn kan beleef en so ook na u woord kyk. Fokus op die waarhede wat daarin vir ons oorgedra is. Here, die riglyne, u wil, u wette, u woord, u liefde. Help asseblief dat ons altyd daarin verlore sal raak. Soos ons laasweek bietjie gefokus het op u woord moet vir ons werklik noodsaaklik wees. Dit moet ons alles wees. Ons moet dit soek in alles wat ons doen. Help asseblief dat dit wat ons dan lees, dat ons dit sal inneem. En laat ons dit nie net as passiewe waarhede beskou wat ons net bloot hoef van kennis te neem nie, maar dat dit ons sal lei tot 'n reaksie daarop. Dat ons sal groei, verander, dat ons sal leef as u kinders. Here, ons vra asseblief dat u woord werklik 'n verskil sal kom maak. Dat ons ontvanklik sal wees daarvoor, vir die leiding deur u Gees. Dat ons lewe 'n testament sal wees van u liefde, van dit wat u vir ons kom gee het, wat u vir ons kom doen het. Here, wat 'n voorreg om te kan sê ons is u kinders, dat ons behoort. Dat gee nie om waar ons is nie, gee nie om watter land, hoe ver ons van ons vriende of familie is nie. Ons weet ons behoort. Here, dan wil ek elke liewe persoon wie vandag inskakel, al u kinders reg oor die wêreld, aan u opdra. So met die einde van die jaar wat nader beweeg, Here, is dit moeilik vir baie van ons. Ons sukkel om by te bly. Daar's soveel verantwoordelikhede, soveel dinge wat afgehandel moet word en net nie genoeg tyd nie. Dit veroorsaak stres, angs. Dit spoel oor tot ons huishoudings, ons vriende, ons familie, ons kinders, ons ouers. Help asseblief dat ons altyd aan u sal vashou. Dat ons sal weet, maar Here, u kom lei en versterk ons. Dat ons by u ons batterye sal kom herlaai. Maar dat ons ook sal streef om as u kinders te leef in hierdie moeilike omstandighede. Ons weet die wêreld daar buite is moeilik en dit gee nie eintlik veel om oor ons nie. Maar help asseblief dat ons altyd sal weet, Here, u gee om. U staan ons by en u sal ons nooit alleen laat nie. Here, dankie vir al die mense wie ons in ons lewens het. Die wie ons kom help dra. Die wie as bakens, as tekens, simbole van u liefde ons lewens intree en die las vir ons ligter maak. Hoe wonderbaarlik is dit
om deel van u familie te kan wees, om te kan sê, ons is u kinders. Help asseblief dat ons hierdie verantwoordelikheid sal uitleef, dat ons dit ter harte sal neem, en dat ons u naam sal beskou as ons enigste redder en verlosser. Ons dank u, Here, en ons prys u heilige naam. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir vandag kom uit Kolossense 3, vers 12 tot 17. Ons gaan wel eers bietjie later in die erediens daarna saam kyk, maar daar gaan ook 'n hele paar ander gedeeltes wees waarna ek verwys, soos julle weet, dit sal op die skerm verskyn. Ons tema vir vandag: wat is 'n Christen se identiteitsmerkers? Of watter eienskappe of waardes moet betrokke wees in 'n Christen se lewe? Hierdie is 'n tema wat regdeur die Bybel na vore kom, die Ou en die Nuwe Testament. Daar's baie gedeeltes wat handel oor nou dat die mens in 'n verhouding met God staan, wat ons die keuse gemaak het om 'n pad saam met hom te loop, moet daar 'n vorm van verandering of vernuwing plaasvind. Party tekste sê tot transformasie, wat oorspoel na ons alledaagse lewe toe. En daar's eintlik baie verskillende en belangrike redes hiervoor. As voorbeeld, in die Ou Testament was daar van die Jode verwag om op 'n sekere manier op te tree of hulself op 'n sekere manier te gedra in die samelewing waarin hulle self gevind het, sodat hulle hulself kan skei van al die ander grensende nasies. In Levitikus 19 vers 2 lees ons dat die mens is geroep om heilig te wees, want God is heilig. En deur dan verskeie reëls en regulasies uit te leef, kon hulle hierdie status, hierdie nuwe identiteit as heilig makliker handhaaf. En anders leef as al die ander nasies wat nie hierdie nuwe identiteitsmerker gekry het nie. Hierdie identiteitsmerkers het ook gewys dat hulle aan God behoort, dat hulle God se eiendom was. In Genesis 17 lees ons dat die besnydenis as so teken gedien het, dat hulle met God in 'n verbond ingetree het. Baie van die ander wette en merkers wat ons in die Ou Testament kry, wat aan die mense oorgedra was sodat hulle as 'n gehoorsame nasie tot God kan leef, sodat hulle geleer kon word, maar wat beteken dit om werklik 'n kind van die Here te wees, as ook die groter verantwoordelikheid wat daaraan gekoppel is, as ook teenoor die gemeenskap waarin hulle hulself gevind het. 'n Paar voorbeelde van die identiteitsmerkers wat ons in die Ou Testament kry. In Genesis 1 vers 27 lees ons dat ons in die beeld van God geskape is. Baie mense interpreteer hierdie gedeelte as, maar ons het hande, mond, neus, ore, alles. Daarom moet God dieselfde hê, want ons is tog in sy beeld geskape. Die meer teologiese korrekte beskouing hiervan is, God is liefdevol en God is heilig. Daarom moet ons liefdevol en heilig wees. In Eksodus 19 lees ons dat die mens geroep was om as priesters te lewe, 'n gewyde nasie tot God, bedoelende dat hulle verteenwoordig God daar in die gemeenskap waarin hulle was. Dat hulle 'n verantwoordelikheid gehad het om die ander mense te herinner, te leer, maar wat is noodsaaklik vir die Here en wat is nie. Dan kry ons die reinheidswette en die voedselwette. Sekere kossoorte mag geëet word en ander weer nie. Weereens om onsself te kon skei van ander nasies, maar baie belangrik ook vir verskeie gesondheidswette of vir gesondheidsdoeleindes. Daar was dan ook reëls rakende hul kleredrag, wat hulle mag gedra het of nie mag gedra het nie. In Numeri 15 lees ons dat daar blou tosseltjies aan die Jode se klere vasgemaak moes word. En elke keer as hulle hierdie blou tosseltjies sou gesien het, moes dit hulle herinner het aan die gebooie van die Here. Dan kry ons die 10 gebooie, wat absoluut 'n identiteitsmerker is. Reëls en regulasies binne 'n groter gemeenskap wat hulle skei van hoe al die grensende nasies leef. Onthou, baie van die grensende nasies was barbaars. Hulle het glad nie volgens reëls geleef nie. As hulle iets wou gehad het, het hulle doodgemaak en dit gevat. Daarom was die 10 gebooie ingestel om vir die Jode te kon sê, maar leef heilig as my nasie, dra hierdie identiteitsmerkers wat julle gaan skei van al die ander mense. Die offersisteme, die tempelwette, die verskeie feeste wat daar was, die Sabbatdag, die 10de wat gegee was, sodat die weduwees en die weeskinders kon voortleef.
Al hierdie en soveel meer het gedien as identiteitsmerkers van hoe 'n gelowige destyds moes geleef het. In die Nuwe Testament kry ons net soveel identiteitsmerkers indien nie meer nie. En die redes daarvoor stem baie ooreen met dit wat ek nou net uitgewys het in die Ou Testament. Die groot verskil is, nou word die identiteitsmerkers bepaal deur Jesus Christus en dit wat hy vir ons kom doen het. As voorbeeld, in 2 Korintiërs 5 vers 17 lees ons dat ons 'n nuwe mens is in Jesus Christus, dat die oue verby is en die nuwe het gekom. Jesus het ons geskei van ons ou sondige lewe af, ons ou sondige self wat daardeur nog vasgehou is. Daarom moet ons streef om as nuwe wesens in sy naam te leef, gehoorsaam aan hom te wees. Die albekende Romeine 12 vers 1 tot 2 wat ons roep om nie gelyk te staan aan hierdie sondige wêreld van vandag nie, hoe dinge in die gebroke wêreld gedoen word nie, maar dat ons eerder deur God vernuwe en verander sal word. Matteus 5 vers 13 tot 16, nog 'n bekende gedeelte, handel oor ons moet die sout van die wêreld wees, ons moet die lig vir die wêreld wees. Die pragtige Johannes 13 vers 34 tot 35, 'n nuwe gebod van die Here dat ons mekaar moet lief hê, soos hy ons liefhet. En baie belangrik, sodat almal sal weet, maar daai is 'n kind van die Here. Kyk hoe leef hulle in liefde, kyk hoe reageer hulle deur liefde. Matteus 28 vers 18 tot 20, die groot opdrag van ons moet die wêreld uitgaan en gaan verkondig van wie en wat die Here is. Die doop is tot 'n identiteitsmerker. Galasiërs 3 vers 27 sê dit so mooi. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. 'n teken, 'n identiteitsmerker dat ons klaar aan hom behoort. As ons tot na Paulus se briewe in geheel gaan kyk, bespreek hy in so te sê elke liewe een van hulle, wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees en hoe ons as mens veronderstel is om te leef. Onthou, baie belangrik, buiten al die redes wat ek nou net genoem het waarom hierdie identiteitsmerkers ontstaan, was daar 'n ander groot rede waarom dit uiters belangrik was. Met die kerk wat besig was om te groei, onthou, Jesus Christus was gekruisig en daar was 'n ontploffing van gelowiges, die wat tot die Here gedraai het, want hulle het die waarheid van wat hy gedoen het, wat hy kom verkondig het en dat hy die dood oorwin het hulle aanvaar, sodat kerke oral begin ontstaan, gemeenskappe wat tot Jesus Christus gedraai het. Maar saam met dit was daar ook baie mense, valse verkondigers, wat allerlei leuns kom versprei het, rakende wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees of 'n volgeling van Jesus. En Paulus het hierop gereageer en vir die mense uitgewys, maar nee, dit wat hulle julle kom vertel is leuns. Julle weet wat is die ware merkers tot kindskap van die Here. Met ons skriflesing van vandag uit die brief Kolossense aan die gemeente in Kolosse het presies dit gebeur. Ek lees vir julle Kolossense 2 vers 8. Pas op dat niemand julle van hom wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewing van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. Of in ander woorde, om dit op 'n manier te verwoord wat bietjie meer by vanoggend se tema sal aansluit. Paulus sê, moenie laat ander julle mislei deur ander identiteitsmerkers wat nie gepaard gaan met julle verhouding met God nie. Kolossense 3 vers 12 tot 17, ons skriflesing vir vandag, dien dan as 'n pragtige opsomming van hoe 'n gelowige veronderstel is om te leef of watter eienskappe moet wel betrokke in hulle lewe wees. So geliefdes, met al hierdie as inleiding, as agtergrond, kom ons lees ons skriflesing saam, Kolossense 3, vers 12 tot 17. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees.
Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Ek lees tot sover. Voordat ons die gedeelte bietjie meer in diepte gaan bestudeer, wil ek 'n belangrike punt uitlig rakende hierdie identiteitsmerkers waaroor ek gesels. Ons kry twee tipe merkers binne ons verhouding met God. Aan die een kant passiewe merkers en aan die ander kant aktiewe merkers. 'n Passiewe merker is 'n merker wat ons ontvang of 'n nuwe identiteit wat ons kry, wat ons nie eintlik enigsins iets voor kon bydra nie, wat bloot net aan ons gegee is. As voorbeeld, ons is vergewe, ons is verlos. Ons het niks bygedra tot enigeen van die twee nie. Dit was deur Jesus Christus en sy opoffering alleen. Daarom beskou baie dit as 'n passiewe merker, ietsie wat ons ontvang. 'n Aktiewe merker is ons wat iets moet doen. Ons wat gehoorsaam moet wees, ons wat 'n sekere leefstyl moet handhaaf. Ons moet hierdie doen of ons moet nie daardie doen nie. Maar ongelukkig is daar 'n groot misverstand onder baie gelowiges vandag rakende hierdie passiewe en aktiewe identiteitsmerkers. Daar is 'n beskouing, maar omdat daar nou hierdie passiewe waardes is wat ons verkry deur ons verhouding met God, hoef ons nie eintlik ietsie daaromtrent te doen nie. Ons het dan niks bygedra om dit te kry nie, so dis maar net ietsie wat bygedra word, amper as 'n statusmerker. My antwoord daarop is, elke liewe passiewe merker, status, identiteitsmerker, wat ook al bewoording ons wil gebruik, wat ons verkry binne ons verhouding met God, moet lei dat ons aktief daarop reageer. As voorbeeld, ons het niks bygedra tot ons vergifnis, tot ons wat verlos is, hierdie nuwe identiteit in die Here nie. Nee, ons het nie. Maar nou moet ons daarop reageer. Ons moet dankbaarheid wys en waarlik as 'n kind van die Here leef. Hierdie nuwe identiteit in Christus moet weerspieël word in ons alledaagse lewe, ons keuses, ons gedagtes, alles. Geliefdes, met hierdie, kom ons kyk na vanoggend se skriflesing. Ons breek dit bietjie meer in detail op en ons kyk veral, maar is dit 'n passiewe identiteitsmerker of 'n aktiewe merker? Vers 12 sê, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie liefhet. Passief, as ons net na hierdie eerste sin kyk. Ons is God se eiendom en hy is baie lief vir ons. Maar die volgende sin, wat nog steeds deel is van vers 12, begin met die woord daarom. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Aktief. Die passiewe identiteitsmerker wat ons verkry het, ons is God se eiendom en hy is lief vir ons, lei dat ons aktief daarop moet reageer, nou dat ons sy waarheid ken. Vers 13, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Ons begin by die tweede sin van vers 13, want God wat ons vergewe het uit 'n kronologiese oogpunt eerste gebeur. Ons is vergewe deur God. Ons het 'n nuwe identiteitsmerker gekry. Dit is 'n passiewe merker. Maar dit is deur die vergifnis wat ons geroep is om aktief daarop te reageer, ander te vergewe, want hy was ons genadig. Vers 14.
Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Om vir iemand anders lief te wees, is nie veronderstel om selfverrykend te wees. Laat ek verduidelik wat ek daarmee bedoel. Dominee Braam het nie te lank terug nie, het hy uitgelig dat baie mense vandag verbind nog liefde aan 'n sekere gevoel, 'n sekere emosie. En ja, daar is absoluut emosie daarin betrokke, maar daar is soveel meer. Om lief te wees vir iemand is 'n aktiewe keuse van om daardie persoon te bedien. Hulle te versterk, te ondersteun, die lys gaan aan. Om lief te wees gaan nie oor wat ek daaruit kry nie, maar eerder wat ek vir iemand anderste kan gun. Paulus kom sê, bo alles, al hierdie identiteitsmerkers wat ek nou vir julle gaan noem en genoem het, bo dit alles, moet julle vir mekaar lief wees, wat in daad vorm neem. Dit is wat die belangrikste is, wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees, hoe ander ons sal identifiseer. Vers 15, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die beeld van een liggaam, Paulus gebruik dit in 'n hele paar van sy briewe, maar dit is so kragtig hier. Verskillende lede van een se liggaam streef en leef harmonieus met mekaar. 'n Mens se een been, terwyl 'n mens besig is om te loop, sal mos nie besluit, maar die linkerbeen wil nou eerder links loop en die regterbeen wil nou eerder regs loop nie. Nee, albei werk saam om 'n sekere taak te verrig. So moet ons as kinders van God, met die identiteit as een liggaam met verskillende lede, streef om harmonieus met mekaar te leef. En dit waarna ons streef, is vrede en dankbaarheid. Vers 16, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Wat is die boodskap van Christus? Daar's baie verse in die Bybel wat dit vir my mooi opsom, maar seker van die mooistes is Johannes 3 vers 16. Dit sê: God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie boodskap moet in sy volle rykdom in ons bly. En dit lei tot ons harte wat jubel tot die Here, ons wat sy naam verheerlik. Vers 17, die laaste gedeelte. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Aktief, ons wat reageer op die Here, alles moet in sy naam gedoen word. Geliefdes, ek sluit af. Ons is die eiendom van God. Ons is vergewe deur die Here Jesus Christus se bloed aan die kruis. Ons is 'n nuwe identiteit gegee deur ons verhouding met hom. Maar dit is nie net passiewe merkers waarvan ons net bloot hoef kennis te neem nie. Nee. Ons het nodig om op elkeen van hierdie nuwe identiteitsmerkers te reageer. Nie eenmalig nie, maar elke liewe dag van ons lewens. By die huis, by ons kinders, ons familie, ons ouers, by die werk, ons kollegas, in die groter samelewing waarin ons onsself vind. Ons is geroep tot 'n lewe wat sy liefde en waardes kom reflekteer. Gebruik die woorde van Kolossense 3 vers 12 tot 17 as vertrekpunt van hoe ons veronderstel is om te leef. Maar gebruik die woord van God om meer hiervan te leer. Soos ek laasweek uitgelig het, die woord van God moet vir ons 'n noodsaaklikheid in ons verhouding met die Here wees. En dit sal ons hiermee ook kom help om al die identiteitsmerkers as kind van die Here bekend te maak. Kom ons dra
hierdie identiteitsmerkers. Kom ons wees heilig en ons leef gehoorsaam. Kom ons wees lief vir ons naaste, nes Jesus vir ons lief is. Kom ons wees 'n lig vir die wêreld, ons maak sy waarheid bekend. Kom ons wees nederig en dankbaar vir alles wat hy vir ons kom doen het. Kom ons reageer elke dag op die Here. Amen. Daar is nou 'n oomblik van stilte. Here, help asseblief dat ons altyd daarvan bewus sal wees. Maar enige iets wat ons vir U doen of in U naam doen, is 'n reaksie op U wat eerste ons gekies het, eerste vir ons lief was. Ons hele verhouding met U is een groot reaksie. Maar Here, hoe wonderbaarlik is dit om nie te kan sê, ek reageer uit dankbaarheid vir wat U vir my kom doen het. Ek bestee my lewe op so 'n manier, want ek erken wat U vir my kom gee, dit is my waarheid en daarom is dit vir my belangrik. Help asseblief dat daar waar ook al ons onsself vind, dat ons tot die beste van ons vermoë sal streef, om ons nuwe identiteitsmerkers in U bekend te maak en uit te leef. En Here, ons erken, baie kere is dit moeilik. Maar help ons, lei ons en gee vir ons die nodige insig, dat ons dit wel sal regkry. Maar dat ons as kerk, as gemeenskap in U naam, mekaar ook daarin sal ondersteun. Ons dank U, Here, vir alles wat U vir ons kom gee het, wat U vir ons steeds doen, dat ons weet, ons behoort en ons is U kinders. Help ons dat ons bereidwillig sal wees om elke liewe dag daarop te antwoord. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly tot in lengte van dae. Amen.